I greet each and every one of you in the lovely name of Jesus. Baie dankbaar dat ons vanmôre weer eens die geleentheid kan aangryp, die tyd kan uitkoop om saam te wees in die huis van die Here. Terwyl ek voorberei vir die diens, luister ek na en kom ek noem dit vinnig, die titel van vandag se boodskap is hou op om in te pas. Hou op om in te pas. Stop vir die in. En ek luister na 'n 13-jarige meisiekind wat 'n praatjie lewer. En sy sê dat sy en 'n vriend of vriendin, ek is nie seker of dit 'n seun of 'n meisie was nie, moes 'n debat voer by die skool oor waarom dit goed is om sokker te speel. Nie een van die twee van hulle was sokkerspelers nie. Die een was 'n volleybalspeler, net. Ek weet werklik nie wat sy doen, ek het nooit gaan kyk wat se tipe sport dit is nie. Maar sy sê hulle het gaan kyk na wat die voordele is om sokker te speel. En hulle het 'n hele praatjie rondom dit gebou. En uiteindelik het hulle die beste punt behaal in die debat. Hulle het die kompetisie gewen. Sy sê maar sy het nie 'n woord daarvan geglo nie. Want sy het dit nie geleef nie. Ons staan en ons sing verskillende verklaringe môre. Ek sal nie vrees nie. Want ek het nie 'n gees van slawerny in my nie, omdat ek kind van God is en die vraag kom in my hart op, glo jy dit, kind van God? Jy sien, dit is maklik om dinge te bely, dit is maklik om dinge te verklaar, dit is maklik om net saam te sing, want dis die norm, dis die standaard en dis die program wat voorgesit word. Ek kan nie iets anders eet as dit wat op die tafel voorberei is en voorgesit word nie. So nou kom ek en ek sing wat opgesit word en wat voorgesit word, maar glo ek dit vanmôre? Bely ek werklik uit my hart uit, ek het nie 'n gees van slawerny gekry om weer te vrees nie, maar ek het die gees gekry tot aanneming van kind van God. Of bely ek maar net 'n klomp goed, omdat dit die norm is, omdat dit die regte ding is om te sê in die omgewing. Maar in my hart bevraagteken ek dit. En as ek vanmôre moet sê, maar Here, wanneer dit kom by my geloof in U, en die uitlewe van my geloof, van my verhouding met U, wanneer dit daarby kom, Here, dan is daar 'n klomp vrae wat in my hart is. Ek het nie 'n oortuiging, want ek tree nie op in oortuiging nie. And I want to tell you this morning, stop fitting in. Stop. Hou op om in te pas. As jy Bybel saamgebring het, blaai daarin na die eerste boek van Samuel toe, die 8ste hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 7. 1 Samuel hoofstuk 8, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 7. The first book of Samuel, chapter 8, verse 1 to 7. Stop proclaiming what you do not believe, because the proclamation makes you fit in. The Lord's call this morning is, stop fitting in. 1 Samuel chapter 8 from verse 1 to 7. 1 Samuel hoofstuk 8
van vers 1 tot 7, en toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eerstgeborene was Joel, en die naam van sy tweede Abia, rigters in Beersheba. Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie. Hulle het ongeregtigheid, onregverdige wins agterna geloop en onkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in die weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om oor ons te rig, soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, wat nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Tot sover. Kom ons maak dit ons groot. Father, we thank you that we have the opportunity to read your word. We thank you that you have brought us together and that we can gather in this place, Lord, to honor you and to worship you also by receiving your word and allowing your word, Lord, to become a fresh spring within us. Ons bid, Here, dat hierdie woord ons sal rig om nie verder in te pas, maar die Here om te doen soos wat U wil hê elkeen van ons moet doen. Sal hierdie spreker in elke hart en elke lewe kom wees, Here, hulle wat hier saam met my is en ook hulle wat inskakel op al die sosiale platforms. Sal jy asseblief in ons harte en in ons midde net verheerlik kom wees. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Ons teksvers is opgeteken in 1 Samuel hoofstuk 8, vers 19b en 20a. 1 Samuel hoofstuk 8, vers 19b en vers 20a wat sê, nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees, dat ons ook kan wees, soos al die nasies. Dat ons ook kan wees, soos al die nasies. No, but there shall be a king over us, so that we too may be like all the nations around us. 'n strewe, 'n verlange in die mens om in te pas. Tog is die oproep vanmôre, hou op om in te pas. Stop fitting in. Sê gou vir my, wie van u wat hier is, wil nie aanvaarbaar wees? Ons almal wil nog aanvaarbaar wees, wil ons nie? Who among us do not have the desire to be accepted? Who do not want to be accepted? Ons almal wil. Maar tog kom die oproep vanmôre tot u en tot my, hou op om in te pas. Jy sien, wanneer ons aanvaar word, doen ons dinge wat aanvaarbaar is binne die gemeenskap waarin ons aanvaar word. En dan pas ons in. Die oomblik wanneer ek aanvaar word, begin ek inpas. I gel in. I become
my surroundings, the area around me. In oorlogstye, wat doen 'n weermag? Hulle kamoufleer hulle self sodat hulle een word met die omgewing. Hoekom? Sodat hulle nie gesien kan word nie. Hulle pas in. So where and among who do you fit in today? Where and among who do you fit in today? So easy for us to say, no, but I don't fit in anywhere. You fit in somewhere. Even if it is between those claiming they don't fit in. But you fit in. Krijg maar confused everything this morning. We all fit in somewhere. Don't we? Honestly, don't we? In Jesus' teachings, he said that nobody builds a house without first calculating the cost to determine whether he has sufficient means to complete the project. But let me ask you this morning. Why do we then strive and work to fit in without calculating the cost of fitting in? Did culture, norm, or life in general persuaded us so easily that fitting in is so important that we do it naturally? Dit laat my wonder, hoeveel dinge doen ek en u in hierdie lewe? Ja, hoeveel dinge doen ons in ons lewe? Uit gewoonte uit? Of uit oorlewering, sonder om die impak of die waarde daarvan te oordink. Sonder om die prys te bepaal wat dit my kos. Want enigiets in die lewe kos jou 'n prys. Tog wil ek nie by ander dinge stil staan vandag nie. Net by die oproep dat ons moet einde kry met ons algemene aanvaarding en ook pogings om in te pas. Want die waarheid is dat die Here ons nêrens in sy woord geroep het om in te pas. Dink mooi daaroor na. Nêrens kan jy 'n skrif vind wat jou roep om in te pas. We look at the history of Israel, the people of the Lord, and we find that even they tried to fit in. And when they tried to fit in, they went astray. The moment Israel tried to fit in, to be like the others, they went astray. And if we want to be honest, we'll acknowledge that the very same thing is true with us. Israel was led by God when they left Egypt. They weren't led by Moses. They were led by God. You see, when we read Exodus chapter 13 verse 21, we see that the presence of the Lord was going before them by day in a pillar or a column of cloud to lead them along the way, and in a pillar of fire by night to give them light, so that
so that the Egyptians could not reach the Israelites. And the Israelites crossed the Red Sea. Ja, Moses het geleg. Moses het voorgeloop, net soos Joshua gedoen het, net soos die rigters gedoen het, en net soos Samuel agterna gedoen het. Maar hierdie manne het nooit oor Israel regeer nie. Daar's 'n verskil om te regeer en om te lei. God het regeer. Moses, Joshua, die rigters, Samuel het gelei. Hulle het net die volk gerig, terwyl God regeer het. Tog was die wêreldse norm dat elke volk 'n koning gehad het. En ons sien dat toe Samuel oud geword het en sy seuns nie in sy voetspore gevolg het nie, het die oudstes van die volk na Samuel toe gekom en vir hom gevra, stel 'n koning oor ons aan. Gee ons 'n koning. Wanneer verandering kom, dan soek mens na iets aanvaarbaar en pas aan totdat jy uiteindelik inpas. Wanneer verandering kom, dan soek mens na iets aanvaarbaar en pas aan totdat jy uiteindelik inpas. And so the elders of Israel asked Samuel to appoint a king over them. You see, that is what they were used to, what happened in other nations. In Egypt, they had a Pharaoh. As they traveled through the desert and crossed countries, they noticed that each nation had a king. Even the promised land had its kings. They were the only nation who did not have a king, a human king. And knowing that Samuel would die soon, they requested a king to be appointed over them. Truth to be told, they had a king, just not an earthly one. Samuel het dit nie goedgekeur nie. Samuel was glad nie te vind vir hierdie idee en hierdie gedagte wat die oudstes geopper het. En ek lei selfs af dat hy gevoel het asof hy die volk gefaal het. Maar die waarheid is dat die volk het eintlik net probeer inpas. Want jy sien, hulle sê dat ons ook kan wees soos al die nasies. Dat ons soos ander kan wees. Nou as ek soos ander is, dan pas ek in by hulle. Ek word soos hulle, ek doen soos hulle, ek maak soos hulle. Soos die norm was, so is al. Hulle reaksie is een wat so algemeen geword het, dat ons almal daarby aanklank. And so, Samuel appointed a king over Israel. It was at this stage that Israel fitted in with the rest of the world. And eventually, they were led to go astray. You see, when Saul, the first king, disobeyed the Lord, he went forth and tried to kill God's plan for his people by seeking to kill David. He did not realize
he was trying to steal God's plan. He thought he was trying to kill a man. The kings to follow also went astray, up to such a point that idols were imported and worshipped, and Israel became just like all the other nations on the earth. There was no difference because they adapted just to fit in. Ek wonder of ons kennis geneem het en om ooit besef het of selfs opgemerk het hoe die Here op Israel se versoek gereageer het. Ons sê vinnig, o ja, die Here het vir Samuel gesê, stel 'n koning oor hulle aan. En die Here het vir hom gesê wie hy moes aanstel. Maar dit was nie the main reaction wat die Here gehad het. Het jy al opgelet hoe die Here gereageer het op sy volk se versoek om in te pas by die wêreld? Jy kan vanmôre vir my sê, maar pastoor, wat maak dit saak? It has no bearing on my life. Want net soos die Here gereageer het op Israel se versoek, reageer hy op my en jou pogings om in te pas. Jy sien die uitspraak wat die Here gemaak het op die versoek van Israel om 'n koning te hê, vind ons in vers 7 van ons geleesde gedeelte. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk in alles wat hulle jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees. Samuel, jy sien die probleem nie. Samuel, is vir my wat hulle verwerp om oor hulle te wees. The moment Israel tried to fit in, the moment Israel tried to be accepted by others, to be just like the others, the Lord said, they rejected His kingship, His reign over them. For you see, the moment I fit in, whatever I fit into, reign over me. Dictates my actions and determines my thinking. Samuel, it's not that you did not well, but you did not do well. You did. But they did not want the Lord to be king over them anymore. They did not want to be different anymore. They wanted to fit in. The moment we try to fit in, we need to. It's not an option. We need to adapt. We even need to change and move away from what is right and alter who we were created to be. En dis eintlik 'n groot ding. The truth of the matter is, fitting in is found not to be healthy.
let's just come to our human life. Ons menselijkheid. Our humanity. Fitting in is found not to be healthy. It adds unnecessary stress. You wonder where your stress is coming from? Trying to fit in. It wastes time and energy. But nobody advocates this. Because fitting in became such a widely accepted norm that very few in life question it. Weet nie of ek hierdie persoon se naam reg uitspreek nie, Brené Brown. Die van weet ek term is reg. Brené Brown is 'n skande en kwesbaarheidsekspert. En hierdie persoon leer ons om te probeer om in te pas is inderwaarheid 'n vyandskap teenoor om te behoort. Om te probeer inpas is inderwaarheid 'n vyandskap, die vyand van om werklik te behoort. Om waarlik te behoort, to belong, is waartoe God my en jou geroep het. Die Here wil nie hê dat elke mens moet inpas nie, maar dat elkeen moet behoort. Hy het ons geroep om te behoort. Nie om in te pas. Om in te pas lei menige male tot gevoelens van ontevredenheid, onvervullendheid en ongelukkigheid. Om in te pas hou ons terug daarvan om ons volle potensiaal te bereik, want in hierdie omgewing doen ons nie dit nie. Enige omgewing waarby ons inpas, plaas sy beperkinge op jou. En dit laat my dink aan 'n storie wat ek eendag gelees het, waar of nie waar nie, ek is nie seker nie, ek het dit nie getoets nie, maar vat die kruks van die storie. 'n Man het eendag 'n klomp vlooie gevat, en jy weet 'n vlooi kan spring. Hulle beweeg mos maar so tussen die diere rond, nee, so hulle kan beweeg. En hy het 'n klomp vlooie gevat en hulle in 'n bouer geplaas en 'n deksel bo-op gesit. En hierdie vlooie het gespring tot teen die deksel. Maar hulle kon nie uitkom nie, want daar was 'n deksel, daar was 'n beperking op hulle geplaas. Want hoekom? Hulle het ingepas in die ouer in. En na gelang van tyd het hy die deksel afgehaal en hierdie vlooie het bly spring, maar net tot daar waar die deksel was, want die beperking het hulle ingeperk. En hulle het nooit weer hulle volle potensiaal gaan bereik nie. Kom ek gee jou gou 'n ander voorbeeld. Ons onthou as kinders, dis so 'n ronde bal wat jy kry, nee, met 'n klomp vorms in, 'n ster en 'n sirkel en 'n vierkant, dan het jy nou blokkies wat eintlik binne in pas. En dan is jy nou geleer, jy moet nou kyk waar pas hierdie ding, daai bal in. En hoeveel keer het jy nie probeer om die vierkant te vat en om in die sirkel in te druk nie, en hy wil nie ingaan. Ek sien julle lag, julle weet waarvan ek praat. Maar jy sien, as jy begin die hoeke afsny van die vierkant, dan begin hy nou pas. Maar die probleem is, dan sy nie meer 'n vierkant nie, dan sy 'n sirkel. Hy verloor sy identiteit.
net om, wie wil dit sê? Net om in te pas. Fitting in means changing who you are, so that group, so that you may become part of a group. Fitting in means changing who you are, so that you may be part of a group. Whereas true belonging means being welcome exactly as you are. Om te behoort beteken dat jy aanvaar word vir wie jy is. En as jy vooruit gaan, juig ek saam met jou. Maar as jy val, help ek jou. Nie waar ek inpas nie. Waar ek inpas, moet jy net nie vooruit gaan. En as jy val, juig ek. God did not create us to fit in, but God created us to belong. So this morning, dear child of God, stop fitting in. Be true. Be true to God and be true to yourself as He created you to be. It is only when we belong that we live with identity and purpose. Israel het hulle identiteit verloor toe God nie meer oor hulle was. Hulle het ingepas. They gel in en hulle het geword net soos al die ander was. Waar staan ek nie vir jou? Do you fit in? Or do you belong? I'm closing off this morning. And I'm calling upon each and every one of us. Stop fitting in. And stop belonging. Stop fitting in. And stop belonging. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U op so wonderlike en tasbare wyse is met ons kan ontmoet. Ja, Here, met ons kan praat. Thank you, Lord, that You can truly share with us Your thoughts. For You said that Your thoughts are not our thoughts, and Your way is not our ways. Here, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan, sê koning Salomo, is die weef van die dood. En ek bid dat U ons daarvan sal bewaar, Here, dat ons nie meer sal kom op 'n plek waar ons probeer inpas in 'n omgewing in, waar ons probeer deel of dieselfde wees nie, maar Here, dat ons sal begeer en streef en verlang om aan U te behoort. Sodat U kan wees wat ons so maklik sing, koning van my hart en koning van my lewe. Here, help U daarom vir ons om op te neem, te aanvaar wie U ons geskaap het om te wees. Wie U ons geroep het om te wees. Wie U ons geordineer het om te wees. En help ons, Here, om dit te wees, dit te lewe, sodat U grootheid, U almag en U wonderwerkende krag deur ons sigbaar kan word en mense kan weet, I have not been called to fit in, but to belong. I pray this in Jesus' wonderful name.